Die Here is 'n God van tweede kanse. Here, vanmôre is ek so bewus dat U in hierdie plek vir ons almal altyd 'n tweede kans gee. Here, ek hoor by U vanmôre dat hier iemand in hierdie huis is wat gedink het God gee nie 'n tweede kans nie. Ek hoor hom, ek hoor die stem van die Here wat vir my sê, hier is iemand vanmôre wat nie weet God gee tweede kanse nie. U voel afgeskryf. U voel afgeskeep. U voel asof die wêreld nie meer 'n plek vir u het nie. Ek wil vanmôre vir u sê, God sien jou hart. God sien jou raak. Ek sien moedeloosheid. Ek sien iemand wat vanmôre sê, Here, maar ek het al soveel kere probeer. Ek het al soveel keer beloftes gemaak. Dis nie oor wat ons na die Here toe kan bring nie, maar dis wat die Here na ons toe bring. Ek wil vir u sê, soos wat u daar staan, en ons sing hierdie vers nog weer deur, die koning is hier, wil ek hê, jy moet regmaak met God, net daar waar jy staan, en sê, Here, al staan ek ook in 'n hoek vanmôre, U gee my weer 'n kans. Die koning is hier, die koning is hier. Die koning van my lewe, die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my hart. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my lewe, die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my hart. Dankie Here, dankie vir vanoggend. Dankie dat ons die Heilige Gees die vryheid kan gee om ons vanmôre te kom bedien. Ons verwelkom U Heer, ons verwelkom U in ons midde. Ons dankie vir die stemme wat ons het, vir die harte wat ons het. Ons dankie vir die geleentheid wat ons het om ons stemme na U toe op te rig vanmôre. Ontvang ons Here soos wat ons is. Maar wanneer ons hier uitstap, mag ons totaal en geheel en al verander wees. In Jesus naam bid ons dat ons almal sê amen. Baie dankie julle. Baie dankie vir julle leiding in God se teenwoordigheid. En goeiemôre. Ek is so dankbaar om hier by julle te wees vanmôre. Sjoe. Wie van julle onthou nog wie dat ek so nou en dan hier by julle inloer? So lekker toe ek vanmôre hier instap. Pastoor Jacques, baie dankie vir jou vriendelike ontvangs en julle liefde. Ek is sommer daar by my motor gehaal al vanmôre. En dit is toe ek Evander deurkom. Nie regtig nie. Maar dankie vir julle wat my so lieflik ontvang het vanmôre en vir my so welkom laat voel. Ek is by die huis. Amen.
Dis my altyd so snaaks wanneer ek hier bedien het. En dan's pastoor is nooit hier gewees nie, want hy was bietjie weg. So ek het hom ook baie lank laas gesien en ek verstaan hy het aanbeweeg, ek en hy het nou die dag gepraat. En die Here weet wat hy doen. Ons voel nie altyd so nie, maar die Here weet wat hy doen. En ek dink ek is vandag hier met 'n spesifieke opdrag. Ek is genooi deur pastoor Jacques en deur die leierskap om so 'n bietjie met ons die hart van God te kom deel vanmôre. Ek gaan so 'n bietjie tyd met u spandeer, is dit goed? Wie van u het seker gemaak dat die oond nie te hoog gestel is nie? Ek wil nou nie die skaapboot moet nou brand nou vanmôre nie, maar as jy dan nou maar die skaapboot moet gaan red, dan moet jy so maak. Ek ry vanmôre uit Benoni uit, jy weet ek kom van Benoni af, en ek bring vir die liefde en groete van my huis, daar in Benoni, van my gemeente en van my vrou Jacqueline en my 2 kinders. En soos wat ek my perseel verlaat vanmôre, ek bly daar langs 'n stuk water in Benoni, is die mis so dig, dat ek omtrent nie kan sien waar ek ry nie. En ek weet, ek word altyd gewaarsku, wanneer ek Standerton toe kom, die mis is gewoonlik baie erg. En ek ry, en terwyl ek so ry, besluit ek om die temperatuur van die motor so 'n bietjie op te stel. En ek konsentreer vir 'n oomblik nie op die pad nie. En ek vind myself met my wiele van my voertuig net oorgaan, oor die streep in die middel, gelukkig nog in my eie buurt, en ek ry nie vinnig nie, 30, 40 km/h, maar ek eindig op in die verkeerde kant van die pad. En terwyl dit met my gebeur, vra ek, Here, wat is vanoggend se geestelike boodskap? Ek het gister voorberei, ek het in die week voorberei en gebid, na pastoor Jacques my genooi het ek vir die Here gevra, Here, wat wil jy spesifiek vandag vir die gemeente in Standerton kom sê? Ek verstaan nie is by 'n kruispunt. Ons kan met mekaar reguit praat vanmôre, want ons is in die Here se teenwoordigheid. Hierdie gemeente is baie diep in my hart, u weet dit. Bid vir u gereeld. Maar soos wat die voertuig oorgaan na die ander kant van die pad toe, vra ek vir die Heilige Gees, die Heilige Gees sê vir my, let op hoe jy vanmôre bestuur, want die pad hiernatoe het 'n geestelike betekenis. En die Heilige Gees sê vir my, dat as ons nie ons oë op die visie hou nie, en ons raak betrokke met minder belangrike dinge, verloor ons die pad. Ek weet nie wie van u ken Spreuke 29 vers 18, ek gaan hom nou nie in die Afrikaans vir u sê nie, maar ek weet die Afrikaans sê, as die wil van die Here nie bekend is nie, raak die volk verwilderd. In die Engels sê, where there's no vision from God, my people perish. En terwyl ek so die motor terugbring na die kant toe waar ek moet bestuur, hoor ek die Heilige Gees sê vir my, partykeer wil ons die temperatuur reg hê, maar nie die visie in gedagte hou nie. Dis baie keer vir ons belangriker om die gemeente se temperatuur gemaklik te hou, as wat ons die visie volg. Praat ek met iemand hier vanmôre? Ons is baie keer so geneig om 'n gemeente te bou wat gemaklik is. Want ons raak gewoond aan die omstandighede, ons raak gewoond aan hoe ons dit in die verlede gedoen het. En dan ewe skielik het die Here 'n kruispunt vir ons om te sê, dis tyd dat julle nie die temperatuur dophou nie, maar die visie naspoor. Ek wil vir u vanmôre die woord bring uit God se hart uit. En ek gaan vir u begin met 'n voorbeeld wat gebeur het, 'n werklikheid wat opgeteken staan. Ek weet nie wie van u onthou vir Dwight L. Moody nie. Nou, hy het nie in ons tyd geleef nie. Hy was 'n evangelis gewees, hy was 'n herlewingsprediker in die 1800s. En
Dwight Moody het by die Here gehoor, hy moet 'n reeks doen oor die lewe van Christus. En hy werk 6 boodskappe uit. Hy werk vir hom 6 boodskappe uit, wat hy oor 'n periode van Sondae in Chicago in 1871 sou preek. Hy werk die preke uit, en hy begin met die reeks in Chicago in Oktober, miskien in September. En terwyl hy by sy 5de boodskap uitkom, die 5de Sondag wat hy hierdie boodskap bring, preek hy spesifiek die aand oor wat Pilatus gesê het, toe Jesus gearresteer was, en hy is voor Pilatus gebring om hom te verhoor. En Pilatus vind geen skuld in Jesus nie. Hy vind geen skuld nie. En terwyl Pilatus, dit staan in die skrif in Matteus opgeteken, waar Pilatus sê, wat wil julle hê, moet ek met hierdie Jesus, wat Christus genoem word, maak? En Dwight Moody preek daardie aand die boodskap, en toe hy klaar gepreek het, hy het nog die 6de preek oorgehad vir die volgende week. Toe hy klaar gepreek het, toe sê hy vir die gemeente, en hy voel die Heilige Gees druk dit op sy hart. Hy sê vir die gemeente, ek wil hê julle moet huis toe gaan. En julle moet gaan oordink die teksvers, wat sal ek met Jesus, wat Christus genoem word, maak? Hy stuur hulle huis toe. Hy stuur hulle huis toe. Want volgende week is nog 'n Sondag, nog 'n preek. Volgende week maak hy klaar met sy preek, wat is die 8de Oktober 1871. Hy sê in daardie aand het hy die grootste gemeente wat voor hom sit, wat hy nog ooit toegespreek het. Amper soos ek vanmôre. Want ek sien, daar is 1000 mense aanlyn ook. Goeiemôre, welkom van julle wat aanlyn is. Maar hy stuur vir hulle huis toe. Hy sê, in hierdie week gaan dink oor die teksvers, want teen volgende week gaan ons saam gaan na Golgotha toe, en ons gaan as 'n gemeente saam gaan na die kruisiging toe, en ons gaan elkeen besluit, wat gaan ons maak met hierdie Jesus? En toe hy dit sê, toe gaan daar 'n brandalarm af in die stad. Weet nie wie van julle ken die geskiedenis nie. Maar daar gaan 'n brandalarm af in die stad. En daar is chaos in die gemeente. En hy verdaag die diens, want die diens was klaar. En die mense storm by die gemeente, by die gebou uit, by die perseel waar hulle diens gehou het. En Dwight Moody skryf, dat in die volgende 27 uur brand Chicago af. So 'n verskriklike brand, hulle noem dit die groot brand van Chicago. Vir 27 uur woed vlamme reg deur daardie stad. 300 mense sterf. 90.000 mense word dakloos gelaat. En wie julle wat sê hy, tot die dag van sy dood toe, hy het die grootste fout van sy lewe gemaak, om die mense huis toe te stuur, en nie dadelik vir hulle te sê, wat gaan jy met hierdie Christus maak? Hy sê, hy het daardie mense nooit weer gesien nie. Hy het daardie mense in sy lewe nooit weer gesien nie. Hy sê, daar was van hulle wat in daardie gemeente, daardie môre of daardie aand gesit het, wat gesterf het, wat hy nooit die geleentheid gehad het, om vir hulle keuse te gee, om te sê, vandag, wat gaan jy met hierdie Christus maak? Hoekom bring ek vir u hierdie fondasie vanmôre? Ek wil vir u sê, wat baie keer verloor ons die visie van die kerk.
Partykeer verloor ons die visie van die kerk en partykeer wil ons hê dat ons 'n gemaklike gemeente moet hê. Ons wil hê 'n pastoor wat vir ons 'n mooi woord moet bring. Ons wil hê 'n pastoor wat vir ons moet vertel van mooi dinge en lekker dinge. Maar weet wat, dat die kerk van die Here Jesus Christus behoort aan die Here Jesus Christus. En net Christus is die een wat die verheerliking verdien. So ek gaan vir julle vanmôre vra voor ons hier uitstap. Ek wil hê jy moet volgende week besluit. Dit gaan nie met Christus maak nie. Dis nie my boodskap vanmôre nie. Ek wil vanmôre vir u vra. Wat is die naam van hierdie gemeente? Ekklesia. Weet u waar kom die AGS vandaan? Wie van u weet, kan ek vanmôre met u reguit praat? Waar kom die AGS vandaan? AGS is in 1908 gestig met die besoek van John G. Lake en 'n tweede evangelis. Jy het sy naam, maar John G. Lake is die makliker een. Is 'n oorspoeling van die uitstorting van die Heilige Gees in die vroeë 1900s, laat 1800s, toe die Heilige Gees die kerk herstel het om haar eintlike doel na te kom. En dit is om die evangelie uit te dra. U sien, die AGS is nie geskep uit 'n kerkskeuring uit nie. U is baie gelukkig. Die AGS het nie afgestig van 'n ander gemeente nie. Die AGS het nie afgestig van 'n gemeente waar daar tweespalt was en onenigheid was nie. Die AGS is gebore in die hart van die Here Jesus Christus met die passie dat ons met die Heilige Gees vervul moet word. Die AGS word beskou as die oudste en die grootste Pinksterkerk in Suid-Afrika. Halleluja. En u en ek is deel daarvan. U en ek is deel daarvan. Nou wil ek by u net die grondslag lê en vir u vra. Die woord ekklesia, dis wat hierdie gemeente bekend staan as. Ekklesia beteken ek om uitgeroep te word. Ekklesia, geroep. En die eintlike betekenis van ekklesia in die Griekse tyd was, dit was 'n samekoms van 'n groep mense wat dieselfde voel. So. Hulle het dieselfde visie gehad, hulle het dieselfde passie gehad, hulle het dieselfde mandaat gehad. Hulle was in die Griekse tyd was die ekklesia die raad wat oor die toekoms van 'n streek sou besluit het. Dis vir my baie interessant. Ek weet nie, die Here het gesê ek moet hierdie goed moet ek bietjie ondersoek en ek moet dit vanmôre vir u bring. Maar die ekklesia in die Griekse tyd, toe Jesus gesê het, en hy het dit, en ek gaan vir u sê, maak oop die woord uit Matteus, by Matteus, dat ek gou met u dit deel, dat ons net gou die fondasie reg kry. Ek wil hê jy moet net vinnig met my saamwerk rondom Matteus 16. En dan het ek vir u 'n profetiese woord van die Here afgekry wat ek met u sal deel uit die Ou Testament uit, wat ek voel wat baie relevant miskien vir hierdie gemeente vanmôre gaan wees en vir die dae wat voor lê. Maar ek wil hê jy moet saam met my lees uit Matteus, die evangelie volgens Matteus 16. En ek lees vir u vers 18. En dit staan hier geskrywe, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek gee vir jou die sleutel van die koninkryk van die hemel, wat jy op die aarde toesluit en sal in die hemel toegesluit bly.
en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Net so vinnig, u sien daar dat Jesus Christus is die bouer van die kerk, is ek reg? Hy sê ek sal my kerk bou. Jy sien wat gebeur het in hierdie skrifgedeelte? Jesus kom na sy disippels toe. Hy's nou al 'n hele ruk saam met hulle, 3 jaar, 3,5 jaar voor hy gekruisig is. En hy stap saam met hulle dag vir dag. Jy sien die grootste fout wat ons as gelowiges maak, is dat ons stap nie saam met Jesus dag vir dag nie. En ek sê nie hierdie kerk doen dit nie, maar daar is baie mense wat 'n verhouding met God eis en claim, in Engels is 'n mooi woord. I claim to be born again. I claim and I confess that I'm born again and I'm a child of God. Maar ons stap nie dag tot dag met Christus nie. En Christus het gekom. Hoekom het Christus gekom? Almal van ons gaan sê, om ons van ons sondes vry te maak. Maar ek wil vir julle 'n ander kant van Christus wys vanmôre. Christus het gekom om vir ons te wys hoe ons moet leef. Hoe ek en u moet lyk. Dis waarvoor Christus gekom het. Die feit dat hy vir ons sondes gesterf het, het vir ons toegang gegee tot die toeganklikheid van God, dat ons met vryheid in God se teenwoordigheid kan inkom, sodat ons saam met die Gees van God kan wandel. Mense wil dit afsonder en mense wil op 'n Sondag vinnig iets van God kom leer. Waar leer u die meeste van God? Binnekamer en ook op die pad. Ek leer meer van God wanneer ek Standerton toe ry, want daar's gate in die pad. Ek wil hê jy moet hoor wat ek vir u sê, want u moet elke geleentheid gebruik wanneer jy daar buite gaan en sê, Here, wat wil u my vandag leer? Wat is daar vandag wat u wil hê ek moet uit hierdie situasie put? Wat moet ek uit hierdie situasie ontvang? Wat moet ek maak met die feit dat my bankrekening leeg is? Wat moet ek maak met die feit dat daar 2 spalk in my huis is, dat daar nie eendrag in my gemeenskap is nie? Wat moet ek daarmee maak, Here? En so leer die Here vir ons om saam met hom die pad te stap. Hy stap saam met sy disippels. En op 'n dag sê hy vir hulle, sê gou vir my, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? En sy disippels kom elkeen met 'n storie. Hulle sê, jy's 'n profeet, jy's Elia, jy's die profeet, jy's daai profeet. En hy draai om en hy sê, maar wie sê julle is ek? En nie een van hulle kan hom antwoord nie, behalwe Petrus. Petrus kyk na hom en hy sê, u is die Messias, die seun van die lewende God. En Jesus draai hom na hom toe en hy sê, vlees en bloed het jou dit nie vir jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus. En dan sê hy, dat op hierdie rots, nou toe hy gesê het op hierdie rots, het hy nie gesê hy gaan op Petrus die kerk bou nie, hy het op Petrus se openbaring sal ek die kerk bou. Jy sien, ons kan nie 'n kerk bou as ons nie 'n openbaring het nie. Jy en ek kan nie 'n gemeenskap by mekaar maak as ons nie 'n openbaring het nie. So ek verstaan dat u die laaste tyd het u deur 'n seisoen gegaan. Pastoor Ernest het aanbeweeg. En u sit vanmôre hier en u sê, watter kant toe gaan u met hierdie gemeente gaan? Wat is die plan? Hoe lyk die toekoms vir hierdie gemeente? My woord vir u vanmôre is eerstens dat hierdie gemeente moet eerstens 'n openbaring hê van waarom u bestaan. Jy sien, ons het so gewoond geraak dat Sondag is ons byeenkomste en ons gaan uit in die wêreld in en ons gaan doen wat ons moet doen en volgende Sondag is daar weer tyd om by mekaar te kom. Maar ek dink dat hierdie gemeente, en ek gaan vir u dit in die Ou Testament bring nou, hoe die Here dit op my hart gelê het, is dat wanneer daar 'n openbaring is,
is daar niks wat daardie gemeente kan stop nie. Jy sien, dis hoekom ek vanmôre vir hierdie vraag vra, waar kom die AGS vandaan? Waarom is die AGS in die lewe gebring? As ons nie ondersoek gaan doen en vrede gaan vind en onsself vereenselwig met die stigter van waar ons betrokke is nie, kan ons nie 'n bydrae maak nie. Wie van julle het al by 'n werk gaan aansoek doen? U kom by 'n besigheid, u wil graag daar werk. Maar u weet waaroor die besigheid gaan. U het seker nog nooit by 'n besigheid gaan aansoek doen vir werk en u het nie idee waarom hulle bestaan nie. Hoekom doen u dit? Want u moet funksioneel daar wees. Is ek reg? U moet funksioneel by daardie maatskappy betrokke raak. Alhoewel baie van ons kies ons werke volgens die salaris. Dis wat ons doen. Jy sien, baie van ons wil 'n werk kry en ons wil volgens die salaris wat aangebied word, die byvoordele. My Afrikaans is goed vanmôre, né? Julle almal weet ek het 'n Engelse gemeente. Maar ons vind uit wat is die doelstellings van hierdie maatskappy. My vrou op die oomblik is besig om 'n klein besigheidjie te bou en sy identifiseer 'n perseel. Sy identifiseer 'n perseel wat sy vir iemand wil gaan vra, kan sy dalk 'n deel van die perseel huur, want dit is 'n groot perseel en daar's baie fasiliteite beskikbaar. En sy ry Vrydag na die perseel toe en sy kom terug en ek sien sy is nie baie tevrede nie. Ek sê vir haar, wat is fout? Sy sê vir my, toe sy buite die perseel stop, toe is daar 'n advertensiebord op die perseel gesit, wat nie met haar lewe vereenselwig nie. Hoor julle wat sê ek vir u? Jy sien, u en ek moet verstaan dat wanneer ons by 'n plek betrokke raak, affekteer dit hoe mense my sien. Dit het 'n invloed op my. Sy sê vir my die bord, en ek gaan nie vir julle sê wat die bord sê nie, maar die bord is nie deel van wat ons in die lewe voorstaan nie. Nou dis nie sy wat die advertensie gaan uitleef nie, maar stel jou voor sy nooi haar kliënte om haar te kom sien op daardie perseel. En die kliënt sien hierdie advertensie, dan is jy onmiddellik gebrandmerk dat jy saamstem met dit wat op daardie bord staan. Ek wil vir julle sê vanmôre, u is op pad in die toekoms in as 'n gemeente. Ek verstaan hier's besoekers vanmôre, welkom. Maar u is hier vanmôre en as u 'n besoeker is, dan is u moontlik ergens anders terug op 'n plek geanker en u het vanmôre vir 'n rede hiernatoe gekom. Maar u en ek moet verstaan dat wanneer ons by daardie hekke inry, wanneer ons by daardie deure instap, dan moet ons deel wees van die identiteit van hierdie huis. Moet. Anders is ek 'n passasier. Anders is ek 'n passasier. En ek gaan nou vir u wys. God wil hê ons moet 'n bydrae maak. Hier is die mooiste gemeente in Standerton. Ekskuus, die ander ouens gaan my nou met klippe gooi daar aan die kant. Maar hierdie is 'n mooi gemeente en julle vorige herder het mooi gebou. Mooi. Hy het u geleer hoe om lief te hê. Hy het u geleer hoe om God se woord lief te hê. Ek weet hy's lief vir die woord van God. Maar wanneer ek vanmôre vir u sê dat as u, wanneer hier instap, moet u 'n keuse maak en sê, ek wil deel wees van die identiteit van wat Christus in Standerton geplant het. Ek wil deel wees daarvan. Dit maak nie saak wie die leier is nie. Want die eintlike leier is wie? Jesus Christus. Jesus is die eintlike leier. Nou kom ek terug na hierdie skrif toe waar Jesus vir sy disippels sê, hy sê, as jy 'n openbaring het, soos wat Petrus gehad het, dan is daar niks wat jou toekoms sal belemmer nie.
Daar is absoluut niks, nie eers die doods, al van doodskade weer. Nie eers Sheol, noem hulle dit in Grieks. Die plek waar die siele wat na die doderyk toe afgaan en afgetrek word, waar hulle vasgevang word nie. Nie eers dood sal jou kan stop nie. Nie eers dood sal in jou pad kan staan nie. Hy sê, en dan doen ek die tweede ding vir julle. Dan gee ek vir julle die sleutels. Kan jy voorstel hoe dit moet voel om die sleutels van die koninkryk in jou besit te hê? Wat 'n wonderlike voorreg. Julle weet, ek bedien profeties reg oor die wêreld. En een van die dinge wat die Here my mee geseën het, is om met die sleutel van stede in plekke in te gaan. Kan ek vir u sê, daar's plekke waar ek bedien, waar die Here se woord so vrylik vloei, waar lewens so verander word, en na ek so reeks gedoen het, die eerste ding wat hulle vir my doen, is hulle bring van my 'n vlag van hulle streek. Die Russe het almal streeksvlae. Elke streek het 'n ander vlag. Hulle is baie trotse nasie. Julle moet bid vir hulle. Hulle is in 'n baie moeilike stryd met die oorlog en baie dinge. Maar elke streek het sy eie vlag, want 'n vlag gee identiteit. En wanneer ek so 'n reeks met hulle klaar gedoen het, dan kom die pastoor met iets wat opgevou is, en hy sê vir my, natuurlik in Russies of in Engels, hy wil net iets aan my gee as 'n gebaar van die hemelruim wat aangeraak is. Dan gee hulle vir my 'n vlag van daardie streek. En hulle sê vir my, jy het nou die vryheid van toegang tot hierdie stad. Kan jy indink om die vryheid van jou stad te kan hê? Nou ons dink, wat is Standerton? Maar as ons die openbaring het van wie Christus is, dat hy die seun van God is, hy is die redder. Hy is die enigste een wat saak maak. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die een wat vir jou en my deur hierdie seisoen sal dra. Hy sal ons deur elke seisoen dra. Hy sal ons tot aan die einde van die aarde nooit verlaat nie, want hy het gesê, ek sal met julle wees tot in lente van dae. En hy sê vir Petrus en vir sy disippels, as gevolg van hierdie openbaring oor wie julle sê ek is, Petrus, net een van hulle het daardie openbaring gehad. Nie die ander disippels nie. Maar Jesus gebruik die geleentheid om vir sy disippels te sê, omdat een van julle wakker is, omdat een van julle ore oop het vir my Vader wat in die hemel is, sal ek op daardie rots, die openbaring, die bewuswees van wie God is, wie Christus is, op daardie openbaring bou ek my kerk. Jy sien, ek ken nou nie die geskiedenis van AGS Ecclesia nie, maar ek weet iemand het 'n openbaring gehad. Julle sal dalk meer weet as ek. En die belangrikheid is, wanneer u besluit neem onder die leiding van die Heilige Gees, wie u volgende leier gaan wees, moet u seker maak dat hierdie leier 'n openbaring het van God vir hierdie huis. Ons moet 'n openbaring hê. Ons gaan nie net koek en tee eet nie. Ons lekker, koek en tee is baie lekker. Ekskuus, ek sê dit maar net so tussenin. Maar ons moet 'n openbaring hê van waarom het God ons as die Ecclesia gekies, die groep mense, saam met die ander gemeentes, saam met die ander denominasies, het God ons uitgeroep, ons afgesonder, ons eenkant toe gesit, om vir ons as 'n gemeente te sê, dit wat julle in hierdie dorp besluit, in die geesteswêreld, laat dit wees op 'n openbaring wat Christus met hierdie dorp wil doen. Kom, ek gaan aan en ek wil vir u nou
na die Ou Testament toe vat en vir u sê hoe die Here vir my die ding oopgemaak het vir u. En ek het nou vir pastoor Jacques gesê, ek gaan vir u 'n prentjie skilder. En u kan met daardie prentjie gaan werk, u kan daaroor gaan bid. My werk is net om die saad te saai. Dis die Heilige Gees se werk om dit tot volwassenheid te bring. Amen. Wanneer ons kyk na die Ekklesia, dan is dit 'n byeenkoms van mense wat na die welstand van die saak omsien. Gewoonlik was dit 'n stad of 'n streek. En hierdie mense het bymekaar gekom omdat hulle dieselfde missie het. Selfde missie. Hulle het saamgekom omdat hulle net een doelwit gehad het. Ek sal vir u sê wat vanmôre, en ek gaan, ekskuus as ek nou miskien vir u dalk op die tone trap so bietjie. Maar elkeen van ons het vanmôre met iets anders by hierdie deur ingestap, het ons nie? Ons het. Ons het miskien so vasgedruk geraak in die lewe, dat ek hiernatoe kom en sê, Here, ek wil hê u moet vanmôre vir my iets spesifieks doen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie u gedagtes omkrap, mag ek? Met die toestemming van die Heilige Gees. Kom ons kom by daardie deur en om te sê, hoe kan ek u saak beter maak? Nie my saak nie. Hoe kan ek op 'n Sondag kom, Here, en u saak bevoordeel? Hoe bevoordeel 'n mens God se saak? Toe ek uit my motor uitklim, toe is dit Alwyn wat by my gestaan het. Waar is jy? Waar, ek sien jou nie, waar is jy? Hy is ernstig. Julle sal nie weet wat dit beteken nie, toe jy by die deur instap, toe is daar liefde, toe is daar warmte. Vir wie, wat doen jy? Jy besef dit nie, maar jy bevorder die liefde van Christus. Elke persoon wat ek vanmôre hier geraak geloop het, my gegroet. Lyfie en die boere is so groot, ek het verdwyn onder hulle blad. Maar jy sien wanneer 'n gemeente by mekaar kom, en ek is nie meer agter my eie saak aan nie, maar as agter die saak van God aan, kan God jou net goed doen. Maar jy sien, ons kom met soveel stryd in ons hart. Ons kom met soveel bagasie. En dis nie reg, dis nie verkeerd nie. Ons het almal bagasie, maar wil ek vir u sê wat, kom ons los die bagasie as 'n gemeente buitekant en ons kom en ons sê, Here, wat gaan u met my doen wanneer ek u saak bevorder in hierdie huis? Daar's 'n nuwe seisoen vir u voor die deur. Ek gaan u nou wys. Daar's 'n wonderlike seisoen wat op u wag as gemeente. Ek sien vanmôre, ek het trane gesien vanmôre. Vanmôre mense gesien wat angstig is, opgetens. Miskien in die eie lewe. Miskien is daar iets wat druk in die finansies, miskien is daar iets wat druk in die gesondheid, miskien is daar iets wat druk in die verhouding, in die werksplek, ek weet nie, met die plaas, hoor die sojabone doen goed, hoor die mielies staan. Maar kan ek vanmôre vir u vra, as 'n gesalfde van die Here, wat hiernatoe gestuur is, om vanmôre vir ons net so 'n bietjie vrede vir die toekoms te gee, en ek gaan vir u wys waar kom dit vandaan, net so 'n bietjie vrede te gee vir die besluite wat geneem gaan word, vir die pad wat gestap moet word, vir u sê vanmôre, hierdie is die saak van God. Hierdie is die saak van God. Jy kom nie kerk toe om iets te kom net haal nie. Jy kom kerk toe om iets te bring. Ek bring my aanbidding. Ek bring my verwondering. Ek bring my blydskap. Ek bring my dankbaarheid. Ek los my stryd buitekant. Ja, die stryd het nog nie gaan lê nie. Die stryd het nog nie verander nie. As ek hier uitstap, is die stryd miskien nog net so groot of dalk groter, maar terwyl u aan God se saak bou God aan jou saak.
Terwyl u in hierdie huis sit en u mag miskien dink u moes al 'n bedieningsgeleentheid gekry het. U mag miskien dink die kerkraad sien u nie raak nie. U mag miskien dink ek behoort al 'n beter posisie in die aanbiddingsspan of wat ook al te gehad het. Wil ek vir u sê wat? Bring dit wat jy kan bring daar waar jy is. Moenie posisie najag nie. Ek sê vir my kapelane, u het gesien, ek het 'n baadjie aan vir 'n kapelaan. Ek het 'n baie groot kapelaansdiens wat ek opgerig het in 2012 wat internasionaal bedien. Ek is die hoof van die kapelaansdiens. Ek sê altyd vir my kapelane, te veel van ons jaag posisie na en ons wil nie funksioneel wees nie. Wat bedoel ek daarmee? Baie keer kom ek op 'n toneel, almal weet wat my posisie is, maar ek eindig op om bekers water aan te dra. Ek dra glase water aan. Op een toneel, so 2-3 jaar terug, toe daardie tanker, daardie gasontploffing in Boksburg was, daar by die Boksburg Hospitaal, daag ek daarop, een van die eerstes wat daar kom, en ek sien die behoefte is, dat die strate moet toegemaak word. Want daar is 'n gevaar, niemand weet of daar nog 'n ontploffing gaan kom nie. En ek begin my kapelane op te stel en gee vir hulle opdragte en ons maak die strate toe, want die polisie het geen idee wat 'n veilige afstand meer is nie. Kom nou, hulle weet nie. Ek kom uit die beroep uit, ek maak die strate toe, die polisie kom vra vir my raad, ons maak die strate toe, en seker so 2 ure later, toe die son my nou lekker gebrand, toe ek nou so rooi soos hierdie banke, toe lyk ek soos 'n kalkoen. En die ander kapelaansdienste het opgedaag en hulle het 'n tent opgeslaan op 'n lekker plek onder in 'n koelteboom met koel water en lekker kos en al daai goed. En hulle stuur vir my 'n boodskap. Ek kan nie buite in die son werk nie. My posisie is daar by die tent. Ek het 'n hoë rang. Ek stuur my tweede in bevel om vir hulle te gaan sê, ek is nie hier vir posisie nie, ek is hier vir funksie. Hy gaan daar, hy sê vir hulle, Willie sê, julle het hom nie in die tent nodig nie. Hy's nodig daar buite, waar daar 'n werklike probleem is. Ek wil hê jy moet hoor vandag. Vind uit by die Here waar is 'n behoefte. Hoor by die Here, waar het u nodig, Here, vir 'n glas water? Waar het u nodig, Here, vir 'n handdruk? Waar het u nodig vir 'n glimlag? Waar het u nodig, Here, dat een van ons of iemand, ten minste, net iemand by die deur welkom heet, en ek sien dit word so lekker gedoen en so mooi gedoen. Maar wanneer dit kom by die Here se werk, is daar nie een van ons wat belangriker is nie. Ek wil vandag vir u sê, die feit dat u 'n pastoor gaan aanstel, maak hom nie belangriker as enige iemand in hierdie gemeente nie. Dit maak hom funksioneel, of haar funksioneel, mag ek dit maar inbring. Ek het al my lewe lank wat ek bevordering gekry het, ek het 'n baie hoë rang in die metropolisie gehad, toprang, op 'n baie jong ouderdom. En elke keer het die ouens vir my gesê, joh, nou is jy nog beter, nou is jy dit, nou is jy dat, nou moet ons jou nog meer sileer. Toe sê ek vir hulle, nee, dis nie die rang nie, dis die funksie wat saak maak. En so begin ons mekaar te respekteer, want in God se oë het die persoon wat die matte vir u skoonmaak op 'n Sondag, of op 'n Maandag, en 'n Woensdag, en 'n Donderdag, en 'n Vrydag, net soveel reg in God se teenwoordigheid, as die persoon wat op die kansel staan. Ons is absoluut gelyk in God se oë. Ek wil hê jy moet saam met my gaan vinnig na die boek van Sagaria. Gaan u nou verstaan hoekom ek vir u hierdie woord bring, want dis die woord wat die Here vir my gegee het om vir u profeties te kom gee vanmôre in die tyd wat ek het. Ek wil vir u lees uit Sagaria hoofstuk 2. Sagaria hoofstuk 2 wil ek met u deel. En dan het ek aantekeninge gemaak wat ek graag sal wil net deurwerk, dat ek niks mis wat die Here vir my gegee het in die week toe ek daaroor gebid het. Ek het gevra, Here, wat sê u vir Standerton? Wat sê u vir Standerton? Ag, jy is Eklesia.
En eerstens het die Here vir gesê, bring ons moet terugkom na die ware rede waarom ons 'n gemeente is. Ons moet terugkom en ons moet die openbaring kry, sodat ons die gesag kan hê. Sonder 'n openbaring wat van God van die hemel afkom, het ons nie gesag nie. So belangrik is vanmôre om te sê, ons moet die openbaring gaan naspoor, ons moet gaan kyk, hoekom het God hierdie gemeente geskep? Hoekom het God hierdie gemeente in plek gebring? Want elke persoon wat na pastoor Ernest die leiding sal vat van hierdie gemeente, moet met die openbaring van God voortbou. Waarom hierdie huis gebou? Jy weet, baie keer raak ons so lak soos Dwight Moody het nie daardie aand gehoor wat die Gees vir hom gesê het nie. Dit het vir hom mooi geklink en goed geklink om te sê, gaan hierdie week huis toe. Maar as hy vir die Heilige Gees geluister het, het hy daardie mense nie huis toe gestuur nie, maar gedoen presies dit wat op God se hart was. Amen. Kom ons lees gou uit Sagaria, hoofstuk 2, vanaf vers 1. Hy sê hier, ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 'n man met 'n maatlyn in die hand. En ek het gevra, waar gaan u heen? Hy het vir my gesê, ek gaan Jerusalem uitmeet om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees. Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe en kry 'n ander engel wat na hom toe kom. Hy het vir my die engel gesê, hardloop en sê vir daardie jong man. Hardloop en sê vir daardie jong man. Jerusalem gaan 'n stad sonder mure word. So baie mense en diere gaan daar in hom wees. Die Here sê, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne in hom wees. Kom ons stop daar. Wat het gebeur? Die ballinge wat weggevoer was, het teruggekom Jerusalem toe. En hulle het begin hulle oë van God se hart af te haal. Hulle het nie meer bestaan en gedoen wat God wil hê hulle moet doen nie. En skielik kry Sagaria 'n naggesig. Hy het 'n visie gehad. Nou ek gaan vir julle sê wat, in daardie nag het Sagaria 8 naggesigte gehad. 8 in een aand. Wat is die getal 8? Dankie, nuwe begin. Jy sien, ons moet die Bybel begin lees en verstaan volgens die kultuur van God. 8 is nuwe begin. So, Sagaria kry 8 nagvisies wat vir my daarop dui dat God het 'n nuwe plan in plek. Maar die mens wou iets anders doen. Sagaria sien iemand met 'n maatstaaf kom, met 'n maatstok kom, om die ou Jerusalem te herstel. Jy sien, u en ek moet verstaan, dat wanneer die Gees van God begin beweeg, mag dit dalk nie dieselfde lyk as in die verlede nie, hoor my mooi. Hierdie naggesig wat Sagaria sien hy 'n jong man wat wil voortgaan met ou tradisies. Daar moet 'n muur om Jerusalem wees, 'n muur gebou met stene. Dis die belangrikste ding in hulle tyd gewees. Want sonder 'n muur is jy so, hoe sê hulle in Engels, vulnerable. Wat is dit in Afrikaans? Kwesbaar. Hier's 'n klomp Afrikaners hierdie kant. Jy sien, hulle dink onmiddellik, sonder die muur wat met bakstene gebou is, of met boublokke gebou is, en met graniet gebou is, gaan ons kwesbaar wees. Maar God het 'n ander plan. God het heeltemal 'n ander plan, want God sien die toekoms. God sien die toekoms. Jy moet een ding verstaan, dat God weet wat hy in die toekoms wil doen. Baie keer is ons geskok.
En ons sê, Here, maar kon U nie maar langer so en so hier by ons laat bly het nie? Kon U nie maar langer so en so in beheer gehou het nie? God sê, nee, die toekoms lyk anders. Die toekoms is in my hand. Die toekoms is in die palm van my hand. En so sien Sagaria hierdie jong man gaan en hy wil die fisiese mure opmeet en die een engel wat vir Sagaria bygestaan het in hierdie naggesig gaan en kry 'n ander engel en sê, wow, stop die jong man. Want God is nie van plan om weer die mure soos ouds te bou nie. God is nie van plan om die mure waaraan julle so gewoond geraak het, kom nou. Jy sien, baie keer plaas ons vertroue in mure en nie in God nie. Maar ek praat nou van 'n God wat lief is vir Jerusalem. God is lief vir Jerusalem. Ons lees deur die psalms, die hele boek van psalms praat van God se passie vir Jerusalem. God is lief vir Jerusalem. God kies Jerusalem om dit sy woonplek te maak. Jy weet, wanneer die tempel gebou word en die nuwe aarde en die nuwe hemel kom, ek sê 'n nuwe wat uit die hemel sien kom. 'n Nuwe Jerusalem. So Jerusalem is so naby aan die hart van God. Nou ek wil vanmôre vir julle sê, toe ek hierdie skrif deurlees en ek bid hom deur, toe sê die Here vir my, ons is baie keer bekommerd oor 'n leier weggegaan het, die mure geval. Ons is bekommerd. Ons voel kwesbaar. Here, wat gaan gebeur? Hoekom is die mure, hoekom moet ons nie maar net weer die mure in plek sit nie? Maar die engel stop die jong man. Hy stop hierdie man met die maatband. Hy stop dat hy nie nog die fisiese mure moet gaan uitmeet nie, want God het ander planne vir Jerusalem. Jy sien, ons bou baie keer ons gemeentes op ander mense se planne. Ons baie keer bou ons gemeentes en ons samekoms op tradisies. Ek sê nie daar's fout met tradisies nie, skus, moenie my verkeerd hoor vanmôre nie. Tradisies is goed. Strukture is reg. Maar ek wil vanmôre vir julle sê wat, hierdie gemeente staan by die ingang van nuwe dinge. Julle staan by nuwe dinge. Weet julle wat, ek is so opgewonde. Ek is so opgewonde vir julle, wat 'n geleentheid kry om vir God te sê, Here, ons gaan nie weer teruggaan en net goed by mekaar sit, omdat dit altyd so gewerk het nie. Ons wil vanmôre vir U sê, Here, as U die uitmeet van ons planne wil stop, sodat ons saam met U die nuwe seisoen kan binnegaan. Kom ons kyk wat gebeur. Hier stop die engel, hierdie man wat die mure moet gaan meet. En God sê vir Sagaria, die Jerusalem wat ek in gedagte het, lyk nie soos die Jerusalem wat julle vrede ingevind het nie. Hy lyk nie so nie. Dis nie dieselfde nie, dis nie hoe dit lyk nie, hy lyk heel anderster. Nou, hy sien 8 visies wat praat van nuwe begin. Hierdie profesie het in 520 voor Christus uitgegaan en ook in die tyd toe Haggai, die profeet, die volk geroep het om te sê, weet julle wat, julle het julle visie verloor, julle het julle fokus verloor, julle bou julle eie huise, terwyl my huis skade ly. En ek wil vir julle sê wat, so is Jerusalem dan God se woning, hy's naby God se hart. God wil in hulle midde kom woon, dit is God se woonplek, God se sigbaarheid en sy plek van uitreiking is in en vanaf Jerusalem. En dan sien ons wat eintlik gebeur het, die vyand het die werk kom stop.
Die vyand het die werk tot stilstand gebring en vir hoeveel jaar? 15 jaar gaan daar niks aan nie. 15 jaar is daar niks wat in Jerusalem, die tempel word nie gebou nie. En vir 15 jaar kom alles tot stilstand. En skielik kry Sagaria hierdie gesig en hy dink dit is nou die proses hoe dit gebou gaan word. Weet jy wat beteken 15? Kom ek gee. Ek het vanmôre vir pastoor Jacques gehoor bid oor die teenwoordigheid van God. My broer het vanoggend so raak gebid hoor. Toe hy gebid het, ons gaan nêrens sonder die teenwoordigheid van God nie. Weet julle wat beteken nommer 15 in God se koninkryk? Eerstens beteken dit, daar kom 'n nuwe rigting. En tweedens beteken dit, rus in sy teenwoordigheid. Rus in God se teenwoordigheid. Waarheen dink u is God met hierdie gemeente op pad? Rus in God se teenwoordigheid. Jy sien, wanneer u van mure van vuur praat, praat jy van 'n verbond wat nie verbreek kan word nie. Ek wil vir u sê wat hierdie gemeente staan op die vooraand van 'n bediening waar mense met vryheid gaan inbeweeg. Jy sien, daardie visie wat Sagaria gehad het, is die Nuwe Testamentiese kerk. Is die Nuwe Testamentiese kerk. Sagaria het 'n visie gehad van hoe die kerk in die Nuwe Testament gaan lyk. Hy het nie mure nie. Hy het nie mure nie. In die Ou Testament het die tempel mure gehad en net die priesters kon in die heiligdom ingaan. In die Nuwe Testamentiese kerk is daar nie mure nie, daar's nie 'n voorhangsel nie. Daar is nie verdeeldheid nie. En ek wil vir u vanmôre sê, u staan op die vooraand van 'n geleentheid om te sê, Here, ons gaan hierdie gemeente vorentoe vat onder die leiding van die Heilige Gees. 15 is ook die getal om rigting te kry deur die teenwoordigheid van God en die uitstorting van sy Heilige Gees. Wow. Weet jy wat, as ek 'n keuse gehad het om myself by 'n plek te skaar en by 'n plek betrokke te raak, sou ek graag by 'n plek wil betrokke geraak het waar God se verbond alles is. Ek sal so bevoorreg voel om te kan sê, dit maak nie saak waar ek in die struktuur inpas nie. Al wat ek wil is inpas. Ek wil net deel wees van dit. Ek wil net saam met God toe gaan. En so is dit 15 jaar wat die vyand gekom het en die werk tot stilstand gebring het. En terwyl Sagaria die naggesig sien, en God sê vir Sagaria, daar gaan nie langer baksteenmure, granietmure, klipmure rondom Jerusalem wees nie. En onmiddellik kom dit tot die gedagte dat in die noorde van Jerusalem lê Persië, een van die vyande van Israel, van Jerusalem. In die suide lê Egipte. Baie keer wil ons sê, Here, maar ons is omring deur vyande. Die vyande is reg rondom ons. En terwyl God bewus is van die vyande wat Jerusalem omring en wat vir 15 jaar gekeer het dat die regte gesig gesien word. 15 jaar. En 15 jaar later kry Sagaria die gesig dat daar nie langer mure om Jerusalem moet wees nie. Praat van die toekomstige Jerusalem. Praat van die Nuwe Testamentiese kerk. Ek is so bly om te sien, hier is nie mure in hierdie kerk nie. Julle sal maar nie verstaan, hoe bly is ek, hier is nie mure in hierdie kerk nie. Ek wil u geluk wens vanmôre. Ek wil julle geluk wens vanmôre. Hier is nie mure in hierdie kerk nie. Ek sien, die gemeenskap is vry om in te kom.
Die gemeenskap word omhels en ontvang. En jy weet, as ons teruggaan in tradisie, dan is daar mure gewees. En daar is sekere dinge wat nie toegelaat is nie. En daar is sekere dinge wat ons gesê het, dit gaan nie in my midde gebeur nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê wat ek wil huil van dankbaarheid vir hierdie gemeente. Ek wil huil van dankbaarheid vir die hart van hierdie gemeente, wat die mure van diskriminasie afgebring het. Om te sê in hierdie stad, hierdie eklesia, is daar nie mure nie. Julle gaan oop wees. Julle nuwe seisoen is hier. God gaan julle laat vloei in die rigting wat die Heilige Gees wil vat. 15 in Hebreëus word geskryf met die simbool van 'n oop hand wat uitgestrek is. Dis wat 15 beteken. So vir 15 jaar het die vyand die oop hand wat uitgestrek word probeer keer, deur mure op te sit. Ek moet my tyd dophou. Ek het gehoor ek het nou tot 2 uur toe om te bedien. Jy gaan eersdaags die keuse maak. Ek weet nie wie van jy is betrokke nie, maar jy hoef nie in 'n komitee te sit om 'n keuse te maak nie. Ek moet in sy teenwoordigheid sit. Ek weet hier is dalk vir my, en ek praat uit die hart van God uit vanmôre. Ek weet nie veel nie, maar ek hoor wat die Here sê, dat daar dalk mense wat voel dat hulle moes op die komitee wees om te besluit. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie. En dat hulle 'n inspraak wou gehad het, maar ek wil vir julle sê wat. Jou hart is inspraak genoeg. Jou hart is inspraak genoeg. En ek wil vir julle vanmôre sê, ek sien uit na julle volgende seisoen, broer. Ek sien uit. Ek is opgewonde, want ek het vanmôre gekom om vir u die nuus te bring, dat julle is in 'n nuwe seisoen. Daar is 'n nuwe begin vir julle. Dis nie die einde nie. Dis nie die einde nie. Jy sien, ons raak baie keer so vasgebind aan mense, dat wanneer daardie persoon aanbeweeg, dan voel ons, Here, wat het u nou gemaak? Wat het u nou met ons gemaak, Here? Is ons nie meer belangrik nie? En dan kom Sagaria en die Here sê vir hom, in jou onsekerheid, waar jy nie meer die mure om jou gaan sien nie, is daar meer sekerheid as ooit. Jy moet verstaan dat wanneer God homself wou geopenbaar het as die verbondsgod in sy teenwoordigheid, het hy altyd vuur gebruik. Met wat het hy die Israeliete gelei in die nag? Met 'n vuurkolom. So die nuwe Jerusalem of die nuwe eklesia, AGS, gaan vuur om haar hê. Sy gaan vuur om haar hê. Ek wil hier tot vrede bring, soos dat ek begin afsluit vanmôre, tot vrede roep vanmôre, om te sê, plaas u vertroue in die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van die verbond. Ek kry hierdie woord hierdie week by die Here, en ek bære hom, en ek krap rond, en die Here bring my terug. Hy sê, jy sal vir AGS Eklesia vanmôre kom sê, dat daar is 'n nuwe seisoen. Dat hoe julle wou gemeet het, volgens tradisie, gaan hierdie ronde nie tel nie, skus. As julle my nie weer hier wil hê nie, dis goed. Maar God sê, haal jou oë van tradisie af, en plaas dit op wat ek vir julle wil doen. En as ek dit wat julle dalk wou gemeet het, en dit wat julle gemaklik mee voel,
is nie noodwendig God se wil nie. Julle kan hierdie woord, het julle opgeneem, julle gaan hom later terugspeel. Julle gaan hom oor 3 jaar luister. En julle gaan sê op die 6de April, het die Here 'n engel gestuur om die opmeet van julle gemeente te stop. So, om die opmeet van 'n tradisionele gemeente te keer. Sodat julle met die muur van vuur, met die werklike teenwoordigheid van God, die toekoms kan ingaan. Onder die leiding van die Heilige Gees, met 'n nuwe passie en die visie wat in plek was, vars en nuut gemaak in Jesus se naam. Amen. Vader, dankie vir hierdie woord. Ek is maar net die instrument. Ek is nie die een wat manipuleer nie. Ek is nie die een wat dit tot wording sal bring nie. Maar ek voel hierdie woord het U baie hard op my hart gedruk, baie diep op my hart gedruk. U het dit baie sterk op my hart gedruk. En ek sê vanmôre, Here, in alle opregtheid en eerlikheid teenoor hierdie gemeente, ek het die woord ontvang en hom gebeer. Ek het hom van U af ontvang, maar hom gebeer. Selfs vir my vrou gesê, ek weet nie. En ek het weer gebid en weer gaan soek, Here. Ek het weer met U gaan praat, Here. En ek het met opset in 'n ander rigting probeer ingaan, maar U het my teruggebring. En selfs vanmôre op die pad het ek hom gebeere hierdie woord en gesê, Here, net as U wil. Net as dit van U afkom, is ek bereid, o Here God, om te staan en om te sê, Here, spreek soos U wil, Here. En ons wil vanmôre, wil ek 'n uitnodiging ook gee aan hierdie gemeente. En vir julle vra vanmôre, soos Dwight Moody gesê het, wat sal ons met hierdie Christus doen? Wat sal ons met hierdie Jesus doen? Here, ek bid vanmôre dat in elke hart sal daar 'n besluit geneem word wat Jesus insluit. Want ek weet nie wie van hierdie plek sal opstaan en uitgaan en die brandalarm sal verlaaf gaan. Miskien môre, miskien Dinsdag, miskien oor 3 jaar, ek weet nie, Here, maar daar is 'n brandalarm vir elkeen van ons wat op 'n tyd in ons lewens sal afgaan en ek sal dalk nie weer die geleentheid kry om met hierdie gemeente die koninkryk en die visie te kan deel dat daar 'n ewige lewe is nie. En daardie aand, o Here, het Dwight Moody 'n geleentheid laat glip om mense na U toe te bring. Hy het gesê, volgende week sal ek dit met julle deel. My geliefdes, soos die oë gesluit is vanmôre hier, vra ek vir U, wat sal U met hierdie Jesus doen? Hierdie Jesus, die seun van die lewende God, wat vir ons aan die kruis gesterf het, wat sal U met hom doen? Ek gaan nie vir U 'n geleentheid gee om dit vanaand reg te maak nie. Ek gaan nie vir U 'n geleentheid gee om volgende week wanneer pastoor Jacques en vanaand wanneer pastoor Jacques bedien, dat julle met hom dit kom bespreek nie. Ek wil vandag vir U sê, maak oop U hart. As daar iemand is wat nou iets met hierdie Jesus wil doen, steek vir my jou hand op, dat ek saam met jou kan bid. Niemand kyk rond nie. Niemand kyk rond nie. Enige iemand wat wil sê, ek wil vandag met hierdie Jesus 'n saak maak. Ek sien die hande. Ek sien die hande. Ek gaan U nie laat vorentoe kom nie. Ek wil hê U moet daar waar U is, gemaklik wees. Maar ek gee U nog steeds 'n kans. Enige iemand wat wil sê, Willie, ek wil 'n keuse maak met hierdie Jesus vandag. Want ek weet nie of daar 'n brandalarm op my pad is nie. Ek sien jou hand, ek sien die hand. Ek sien die hande, hoor Halster.
wat sê, ek wil hierdie Jesus vandag in my hart innooi. Dan sê ek vir u wat u hand opsteek, en die van u wat nie u hand opgesteek het nie, wat ek vermoed, reeds iets met Jesus gemaak het. Kom ons bid saam, en ons sê, kom ons bid uit ons harte uit, volg wat ek bid, sê, Hemelse Vader, kom ons bid almal saam, Hemelse Vader, baie, baie dankie vir Jesus. Jesus, u is die Seun van die lewende God. U het aan die kruis gesterf vir my, omdat ek 'n sondaar is. Daardie dag toe u gekruisig is, het u my sondes op u self geneem, sodat ek vrygekoop kan word deur die offer, bloedoffer wat u gebring het. Ek verklaar vandag dat u bloed my skoon was, dat u my reinig van alle ongeregtigheid, en dat u my vrymaak van 'n sondige lewe. Vandag verklaar ek dat u die lam is, die vlekkelose lam, wat as 'n offer in my plek gebring is. So ek staan vandag voor die Vader, en ek verklaar, Hemelse Vader, ontvang Jesus Christus as my sondeoffer. Ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Ek dank u daarvoor. Ek bid vandag, Here, dat die Heilige Gees in my kom woon, sodat ek die tempel kan wees waar u welkom is. Ek gee my liggaam oor aan u. Gee my lewe oor aan u. Ek is vrygekoop. Ek is kind van God. U is my Vader. In Jesus se naam. Amen. Vader, ek spreek 'n seën oor hierdie gemeente uit. Ek spreek 'n seën oor hulle prosesse uit. Dit wat hulle moet deurgaan, dit wat hulle reeds deurgegaan het. Ek bid dat die Gees hulle sal lei. Ek bid, Here, dat die nuwe begin wat u vir hulle het, die regte vrede sal bring. Hier's klaar mense wat ek sien wat vrede in hulle harte het, Here. Dankie dat u ons vandag herinner het dat u visie is al wat saak maak. Ons is hier by mekaar omdat u ons by mekaar gebring het, omdat u 'n plan het met hierdie dorp, met hierdie stad, met hierdie streek. Here, en wanneer ons in die toekoms hier gaan inkom, gaan ons nie selfsugtig hier instap nie, maar ons gaan hier instap met 'n goedsgesinde hart om te sê, wat kan ek vandag in hierdie huis kom doen om hierdie huis van u te seën? En wanneer ek hier uitstap, Here, stap ek uit met die teenwoordigheid. Ek stap in die stad in, want ons kerk, AGS Ecclesia, het 'n muur van vuur rondom ons. Die vyand sal ons nie kan aanval nie, die vyand sal ons nie kan vernietig nie, die vyand sal ons nie kan binnendring nie, want die muur van vuur is die verbondsmuur wat deur God in ons lewens gebou word. Maar ons sal mense sien kom, ons sal die wêreld sien inkom, ons sal die verlorenes sien instroom, want ons word vir hulle aanloklik. Daar is nie 'n muur om ons wat ons van hulle afsonder nie. Daar is net vriendelikheid, goedheid en guns en liefde wat ons uitstraal, en dit sal hierdie stad na u toe bring. Seën hierdie huis, seën pastoor Jacques, seën die leierskap, seën die besluite wat hulle moet neem, Here. Mag u opdag, want u het reeds opgedag. Mag maar u, Heilige Gees, mag u vir hulle die proses in plek sit. En dat ons saam sal fees vier in die toekoms. Omdat hierdie gemeente in 'n nuwe fase en 'n nuwe seisoen is. In Jesus naam, en ons almal sê, Amen.